altyd oor my uitgestrek gehou. Toe ek van hier weggeloop het U steeds oor my die wag gehou. Ek vra U bly by my en neem my hart vir U. O Jahwe, bly by my, sodat U my heel kan maak. Ek was eensaam en verlore, en ek het na waarheid so gesoek, kon op aarde dit nie vind nie, net maar in die ware Bybelboek. Ek vra U bly by my en neem my hart vir U. O Jahwe, bly by my, sodat U my heel kan maak. Nou wil ek net vir U lewe, en my hart en siel aan U gewy, my verstand ook aan U gee. So wil ek dan altyd in U bly. Ek vra U bly by my en neem my hart vir U. O Jahwe, bly by my, sodat U my heel kan maak. Bly by my en neem my hart vir U. O Jahwe, bly by my, sodat U my heel kan maak. All to Yahweh I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Yahweh I surrender. Make me Savior wholly Thine. May Thy Holy Spirit fill me. May I know Thy power divine. I surrender all, I surrender all.
blessed Savior, I surrender all. Daar's verlang in my hart na Jahweh. Daar's verlang in my hart om hom te sien. Vir die wêreld is ek moeg van sorg en stryd. Daar's verlang in my hart om hom te sien. Want hy kom, Yeshua kom, met die wolke kom hy weer, ons sal hom sien. Want hy kom, Yeshua kom, met die wolke kom hy weer, ons sal hom sien. O lieflik is die wonings Jahweh, hoe begeer my siel en hunker na Jahweh. Ek verlang om na sy woning op te gaan, en met lofsang in sy tempelpoort te staan. Want hy kom, Yeshua kom, met die wolke kom hy weer, ons sal hom sien. Want hy kom, Yeshua kom, met die wolke kom hy weer, ons sal hom sien. Hoewelsalig is die mens wat vertrou, en sy krag vind deur aan Jahweh vas te hou. Hoe gelukkig is die Heer in sy paleis, wie hom altyd deur mag eer, loof en prys. Want hy kom, Yeshua kom, met die wolke kom hy weer, ons sal hom sien. Want hy kom, Yeshua kom, met die wolke kom hy weer, ons sal hom sien. Môre maatjies. Ons het laasweek daar in Numeri van Biliam gelees. Onthou julle wat snaaks van Biliam se verhaal?
Sy donkie het gepraat, né? En toe ou Balak hom laat kom het om vir Israel te vervloek, toe het Vader Jahwe gesê, nee, jy mag nie lelik praat nie. Jy mag net mooi dinge sê van die Israeliete, onthou julle. Maar die Israeliete het net daarna weer gesondig en Vader Jahwe was baie toornig op hulle, het hulle gestraf. En ons lees hoe die Israeliete nog verder getrek het. En 'n paar hoofstukke verder is ons by Numeri 27. Moses, eintlik moet ons sê oom Moses, nee, want hy was toen al baie oud. 120 jaar, tel gou saam met my. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 120. Nee, as ons 1, 2, 3 tel, ons tot môre aand hier sit en tel. Maar hy was 120 jaar oud gewees en hy het die Israeliete gelei deur die woestyn nou al 40 jaar. En toe sê Vader Jahwe van Moses, klim hier op die berg, want jy gaan sterwe. En daar moet iemand nuut in sy plek aangestel word. Maats, nou Moses was 'n baie spesiale leier gewees en die volk het baie respek vir hom gehad. Nee, hulle was eintlik in 'n mate partykeer bietjie bang, partykeer was hulle ongehoorsaam, maar hulle het geweet Moses is die leier wat Jahwe aangestel het. Wie gaan nou die nuwe leier wees? Moses vra vir Vader Jahwe, hy moet 'n goeie leier aanstel, soos 'n herder wat skapies moet versorg, want die klomp Israeliete is soos skapies, elkeen wil in sy eie rigting in hardloop. So die persoon wat die leier is, moet soos 'n herder wees. Hy moet hulle bymekaar hou en hy moet hulle na die beloofde land toe lei. En ons lees hier in Numeri 27, toe Moses by Vader Jahwe op die berg was, toe sê Vader Jahwe vir hom, Moses, bring vir Josua. Sê 'n bietjie Josua? Josua. Sit hom, laat hom daar voor die priester staan, want die priester is mos soos die persoon waar hulle altyd gebid het by die tent van samekoms, en gaan laat staan hom daarso, dat die hele volk kan sien, Josua is die nuwe leier. En dan moet julle vir hom bid. Die priester het sy hande so opgehef, en Jahwe se seën op hom neergelê, en die hele volk moes gesien het, Josua is die nuwe leier. So maats, as ons nou volgende week weer 'n bietjie verder gaan met die verhaal, gaan ons hier van die boek Numeri aangaan na die boek Josua toe, want Josua is die nuwe leier wat die volk moet lei. Josua het 'n baie belangrike werk gehad. Hy moes die Israeliete waartoe vat? Op vakansie? Nee, na die beloofde land. Die land wat Jahwe vir Abraham, Isak en Jakob beloof het. Maar dit was nie net maklik om hulle soontoe te vat nie, want langs die pad was hulle baie ongehoorsaam en het hulle baie gekla en baie murmureer. Vir Josua moes regtig 'n baie spesiale leier gewees het. Ek vra vir mamma of pappa om vir julle hier Numeri 27 te lees van Josua, die nuwe leier. Kom ons sit net rond bid ons saam. Baie dankie ons hemelse Vader, dat U ons herder is, dat U vir ons lei en vir ons sorg, en dat U ook leiers aanstel, om vir na U kinders te kyk, om vir hulle te leer en te lei, en vir hulle dit te gee wat U vir U kinders gee. Baie dankie, dat ons in U liefde ook vandag kan glo, en dat ons ook mekaar kan lief hê. In Yeshua, amen. Totsiens maats, tot volgende week.
wat my verlos van sonde. Dit is die naam van Yahweh Elohim. Die naam leef voort en sal vir ewig stand hou. Vir koninkryke en of vorste val. Die wonder van die naam is so onmeetbaar. Dit is die naam van Yahweh Elohim. Dit roer my siel wanneer ek dink aan Yahweh, die dierbare naam wat slawe kan bevrou, die enigste naam wat my verlos van sonde. Dit is die naam van Yahweh Elohim. Dit roer my siel wanneer ek dink aan Yahweh, die dierbare naam wat slawe kan bevrou, die enigste naam wat my verlos van sonde. Dit is die naam van Yahweh Elohim. Dit is die naam van Yahweh Elohim. Almagtig Vader Yahweh, help my om te doen wat U van my vra. Almagtig Vader Yahweh, ek is heeltemal te swak om die las te dra. Dankie Yahweh vir al my seëninge, vir die liefde en die bystand, die genade. Dankie Yahweh vir al my seëninge, die gemeente en die liggaam hier te saam. Almagtig Vader Yahweh, help my U wil volbring solank ek leef. Almagtig Vader Yahweh, hoe groot is U dat U my skuld vergeef. Dankie Yahweh vir al my seëninge, vir die lyding, die vertroosting, die bemoeienis. Dankie Yahweh vir al my seëninge, vir die wete dat ek uitverkore is. Almagtig Vader Yahweh,
Dankie dat U ook hier my vreugde dra. Soos die vrou daar by die put was ek dorstig na dinge wat nie kon vervul. Toe hoor ek hoe Yeshua antwoord, drink by my en jy sal nooit dors weer kry. Bring my beker, kom vul dit Jahweh, kom en vul dit met wat U wil gee. Ek is dorstig, meer as wat ek kan verdra. O Jahweh, kom ek vra U nog eens weer. Baie mense hier op aarde is ook soekend, hul koop plesier met baie goud, maar niks kom by die wondergawe wat Yeshua my gee tot my behoud. Bring my beker, kom vul dit Jahweh, kom en vul dit met wat U wil gee. Ek is dorstig, meer as wat ek kan verdra. O Jahweh, kom ek vra U nog eens weer. O ek weet as hier die wêreldse vreugde my hond vervuld laat soek na meer. Ek weet U het gekom tot redding, daarom wil ek nou bidend na U keer. Neem my lewe nou as 'n offer, ek kom lê dit voor U voete neer. Ek is ewig losgekoop deur kosbaar bloed, en aan U gee ek nou my lewe oor, en aan U gee ek nou my lewe oor. God bly met U tot ons weer ontmoet. Mag sy raad ons lei en heilig, met sy kudde ons beveilig. God bly met U tot ons weer ontmoet. Weer ontmoet, weer ontmoet, weer ontmoet in heerlikheid. Weer ontmoet, weer ontmoet. God bly met U tot ons weer ontmoet. God bly met U tot ons weer ontmoet.
sy vleuels skadu hoed hy, met sy dagliks manna voed hy. God bly met u tot ons weer ontmoet. Weer ontmoet, weer ontmoet, weer ontmoet in heerlikheid. Weer ontmoet, weer ontmoet. God bly met u tot ons weer ontmoet. God bly met u tot ons weer ontmoet. Deur gevaar en bitter lyding, skenk sy almag ons bevryding. God bly met u tot ons weer ontmoet. Weer ontmoet, weer ontmoet, weer ontmoet in heerlikheid. Weer ontmoet, weer ontmoet. God bly met u tot ons weer ontmoet.
Geliefdes, terwyl ons net so staan, kom ons buig ons hoofde. Ons wonderlike Vader, dankie dat ons dit kan bely, omdat U leef, sien ons kans vir môre. Omdat Yeshua opgestaan het uit die dood uit, omdat ons daardie anker het, daardie vastigheid het ons 'n wonderlike verwagting, ook vir die dag van môre en oormôre. Vader Jahwe, dankie vir daardie voorreg, dankie dat ons nou tot U kan kom, dankie dat ons waarlik kan getuig, dat ons het 'n hoop, ons het 'n verwagting, ons het 'n toekoms, gebou op daardie een anker, omdat Yeshua leef. Hy wat gesterf het opgestaan, hy wat gesterf het, leef nou in ons, tot in alle ewigheid. Dankie Vader vir daardie wonderlike genade, in die wonderlike naam van Yeshua, eer, loof en prys ons U. Halleluja, amen. U kan gerus sit, hartlike goeienaand geliefdes, aan een en elkeen, en 'n kosbaarheid, wat so mooi aansluit by hierdie laaste lied wat ons ook gesing het, nou voor ons by ons teksgedeelte uitkom, wil ek vinnig net, kan julle onthou, ek wil vinnig daarom net, julle kan so lank blaai na Jeremia 23 toe, maar voor ons daarby, of kom ons blaai gou eers soontoe, dan gaan ek julle aan die einde van die boodskap, gaan ek julle vra en kyk of julle kan onthou, wat was daai 4 stappe, wat Dominee Waldo ook vanmôre in die diens so mooi ook vir ons oorgedraai, daardie verkeerde vrees waaraan ons baie maklik vasgevang kan word. Maar dit dan aan die einde van die diens gaan ek dit vra. Eers nou, kom ons begin eers saam te lees in Jeremia 23. Julle kan hierdie gedeelte goed onthou. Toe ons die profeet Jeremia hanteer het, was dit een van ons ankertekste gewees waarna ons dikwels verwys het. Vanaf vers 5 lees ons dan saam. Kyk, daar kom daar, Jeremia 23 vers 5, spreek Jahwe, dat ek vir Dawid 'n regverdige spruit sal verwek. En as koning sal hy regeer en verstandig handel, en reg en geregtigheid doen in die land. Julle kan nou onthou, uit die stilte tye uit, kan julle onthou, 'n spruit van Dawid, dis hoekom hulle Bethlehem toe moes gegaan het, die stad van Dawid, die geboorte van Yeshua, alles wat daarmee saamgaan. Vers 6. In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon. Ek wil julle moet baie mooi hoor wat die woord sê, wanneer hierdie seun kom, hierdie geboorte, wanneer hierdie spruit gebore verwek sal word, wat gaan gebeur? In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon. En dit is sy naam waarmee hy genoem sal word, Jahwe ons geregtigheid. En ek wil julle moet oplet daarop dat baie keer het ons hierdie materialistiese benadering tot hierdie profeseë en ons dink dat dit materialisties moet manifesteer. En ons kan sien in Yeshua se tyd was dit nie 'n fisiese verlossing nie. Die Yeshua gekom het, was dit nie 'n oorwinning oor die Romeine gewees nie. Nee, maar dit was 'n geestelike oorwinning, die koninkryk van die hemele. En daarom wil ek julle moet asseblief daaraan aandag gee, vers 7, om ons eienaarskap, ons erfenis in Yeshua weer te kon ontvang. Vers 7, daarom kyk, daar spreek Jahwe, dat hulle nie meer sal sê, so waar as Jahwe leef, wat die kinders van Israel uit Egipte land laat optrek nie. Julle kan onthou, al die vorige tekste vooraf, wanneer Jahwe homself geïdentifiseer het aan Israel, dan sê ek is Jahwe, julle Elohim, die Elohim van Abraham en Isak en Jakob, ek is die Elohim wat julle uit die slawehuis van Egipte uitgelei het. Was hoe Jahwe homself geïdentifiseer het aan Israel. Nou sê hy, daar gaan 'n stadium kom, wat julle nie gaan sê Jahwe wat ons uit Egipte uit verlos het nie, maar Jahwe, en ons lees daar vers 8, maar so waar as Jahwe leef, wat die geslag van die huis van Israel laat optrek het en laat kom het uit die Noordland en uit al die lande waarheen ek hulle verdryf het, en hulle sal woon in hulle land. Nou geliefdes, hierdie gedeelte
koppel ons dan nou direk aan dit wat ons in Romeine 9 lees, naamlik wanneer Yeshua gekom het, en wanneer hy dan besonderlik, nou kom ons blaai daar na Romeine 10 toe, dan ook ons teksgedeelte vir vanaand. Nou voordat ons by Romeine 10 kom, wil ek julle moet saam met my lees Romeine 8, dit wat ons vanmôre voor die diens gelees het, vers 31, Romeine 8 vers 31, onthou nou wat ons in Jeremia gelees het, Jahwe ons geregtigheid, daai spruit gaan kom, hy gaan genoem word Jahwe ons geregtigheid, vers 31, wat sal ons dan van hierdie dinge sê, as Jahwe vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ook ons alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van Elohim? Elohim is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Messias, dit wat gesterf het? Ja, meer nog, wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van Elohim sit, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Messia? Hierdie hele beeld van Yeshua se versoening, blaai gou saam met my na Romeine 3 toe. Wat Paulus so mooi die profetiese beginsel van Jahwe ons geregtigheid gaan uithaal, vers 21 van Romeine 3, maar nou is die geregtigheid van Elohim geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Maar die geregtigheid naamlik van Elohim deur die geloof in Yeshua Messia vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie, want almal het gesondig en ontbreek hulle aan die heerlikheid van Elohim. En nou pragtig, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Messia Yeshua is. So dit is so mooi, hierdie pragtige beginsel. Nou gaan ons terug na Romeine 9 toe. Hierdie beginsel wat in Romeine 3, Romeine 8, wie kan beskuldiging inbring? Yeshua self het gesterf, Yeshua self het geregtigheid gebring, en hier dit is die grondslag, en ek wil regtig hê julle moet dit onthou, dit is die kern van ons geloof, en wanneer ons by Romeine 10 kom, is dit wat Romeine 10 dan gaan voortset, maar voor ons by Romeine 10 kom, Romeine 9, vir wie is hier die geregtigheid, wanneer ons sê Jahwe, ons geregtigheid, wie is dit waarvan hy praat? Onthou nou Romeine 9 vers 24, ons naamlik, wat hy geroep het, nie alleen uit die Judeërs nie, maar ook uit die heidene, soos hy in Hosea sê, ek sal die wat nie my volk is nie my volk noem, en haar wat nie beminde is nie beminde. En in die plek, waaraan hulle gesê is, julle is nie my volk nie, daar sal hulle genoem word, kinders van die lewende Elohim. Nou, in daai tyd, en onthou dit, die Judeërs of Israel in daai tyd, het die 2 stamme bekend gestaan as Juda, maar ook as Israel, omdat die 10 stamme al in verstrooiing gegaan het, hulle was dan nou die heidene. En wanneer hy dan nou hier so mooi sê, en dit ken julle almal so, ek gaan nou nie te veel aandag daaraan gee nie, maar dit is so mooi wanneer hy praat oor wie kom hierdie genade, wie is dit, onthou wat hy geprofeteer het in Jeremia 23, wat gaan inkom, wat versamel gaan word, is nie net die Judeërs nie, nie net die 2 stamme nie, maar ook die heidene, soos hy in Hosea sê, en julle gaan hierdie tema hoor, reg deur, hulle wat nie my volk was nie, sal nou my volk genoem word, hulle wat nie beminde was nie, hulle wat niks was nie, hulle wat was geskei, hulle wat was verworpene, hulle wat was nie my volk nie, hulle wat was kinderloos, hulle wat alles amper wat sleg is, wat het was, hulle gaan weer word kinders van die lewende God. En dis die sentrale tema, vers 30 dan, van hoofstuk 9. Wat sal ons dan sê, dat die heidene, wat die geregtigheid nie nagejaag het nie, dis die 10 stamme, maar julle moet nou volg, hoofstuk 9, 10 en 11 het presies dieselfde tema. Geregtigheid nie nagejaag het nie, die geregtigheid verkry het, naamlik die geregtigheid wat uit die
geloof is. En julle gaan hoor hierdie sterk kontras tussen die geregtigheid deur die werke, en geregtigheid of die werke of die wet, teenoor die geregtigheid in geloof. Vers 31, terwyl Israel 2 stamme, wat die wet van die geregtigheid nagejaag het, die wet van die geregtigheid nie bereik het nie. Hou dit nou as 'n fondasie, en nou lees ons hoofstuk 10 vers 1. Broeders, die verlange van my hart is die gebed dat ek tot Elohim van Israel doen, is tot hulle redding. Paulus' begeerte is dat ook die 2 stamme tot redding sal kom. Want ek getuig van hulle, ons het dit vanmôre gelees, dat hulle ywer vir Jahwe het, maar sonder kennis. Hulle is ywerig en hulle doen baie, maar hulle doen dit wat reg is nie. Want omdat hulle die geregtigheid van Jahwe nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle aan die geregtigheid van Jahwe nie onderwerp nie. Ek wil julle moet onthou, die wet was nooit bedoel om geregtigheid te gee nie. So daarom, wanneer hy praat van die geregtigheid van Jahwe, was dit altyd bedoel met die oog op Yeshua. Die wet se doel was nooit om te red nie. Die doel van die wet was om die volk na Yeshua toe te bring, sodat hulle in die geloof in Yeshua gered kan word. Terwyl ons daar is, blaai gou saam daar na Galasiërs 3 toe. Galasiërs hoofstuk 3. Die wet het nooit die doel gehad om te red nie, maar die doel van die wet was om ons by Yeshua uit te bring. Maar wanneer ons die wet daarom verkeerd aanwend, dan is dit 'n eie-willige godsdienst. Ek wil julle moet mooi hoor. Wanneer ek en jy die wet verkeerdelik gebruik, soos ook vanmôre gehoor het, dan is dit 'n eie-willige godsdienst. Hoofstuk Galasiërs 3 vers 24. Maar voordat hy vra so mooi in vers 19, wat beteken die wet dan? Dit is bygevoeg, julle kan onthou ons het daaroor gepraat, 2500 jaar gaan verby, dan word die wet bygevoeg vir 1500 jaar, totdat die saad aan wie die belofte gedoen is, sou kom. Vers 23. Maar voordat die geloof gekom het, voordat Yeshua gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word. Die wet was dus ons tugmeester na Messia toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. So is eintlik pragtig. Daai tema wat reg deurloop, kom ons gaan terug na Romeine 10 toe. Dat die geregte, die doel van die wet, as jy die wet verkeerd aanwend, dan wil jy geregtigheid in die wet kry. Die wet was daar om deur die gehoorsaamheid aan die wet te lewe, en dan besonderlik ook met die oog om gered te word in Yeshua. Hoofstuk 10 vers 3. Want omdat hulle die geregtigheid van Jahwe nie geken het nie, het hulle eie geregtigheid probeer oprig. Hulle het hul aan die geregtigheid van Jahwe nie onderwerp nie. Want Messia is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Geliefdes, dis wonderlik, en ek wil vir 'n oomblik daar stil staan en ek wil sê, dit gaan nie oor jou werke nie, dit gaan nie oor jou en my prestasie nie, dit gaan oor niks van onsself nie. Dit gaan oor die bewustheid, en daarom, wanneer ons gepraat het oor die vrees van Jahwe ook vanmôre, het ons gesê, hoe kry die beginsel van wysheid, is die vrees van Jahwe, en hoe word ons bewus van die vrees van Jahwe, hoe kry ons daai respek van Jahwe, om met Jahwe besig te wees, om te verstaan en te begryp wie hy is, dat hy is die een wat ons sondes versoen. Hy is die een wat die mag van die sonde breek. Hy is die een wat ons opnuut in 'n verbond sluit. Hy is die een wat ons bymekaar maak. Hy is die een wat ons roep en trek. Hy is die een wat in ons werk. Hy is die een wat die dood en die sonde en die Satan en watter diaboliese magte daar ook mag wees, het hy oorwin, sodat ek en jy een verantwoordelikheid het om in Yeshua te glo en in hom te leef, in hom te wandel en met hom besig te wees. Want Messia is die einde van alles, die einde van die wet, die einde van die oorheersing van die sonde, die einde van Israel se onsekerheid, en die einde van Israel se afdwaling. Yeshua is daai antwoord
Die nuwe verbond wat ons lewe gee in Yeshua. Daarom, geliefdes, die Judeërs, die Fariseërs en die skrifgeleerdes met al hulle ywer was verdwaald gewees. Hulle wou die wet gebruik tot geregtigheid. En dis nou juis een van die gevare ook vir ons vir vandag. Terwyl dit moet jou, die waarde van die wet is alleenlik in Yeshua self. Die wet op sy eie is morsdood. Die wet op sy eie sonder Yeshua het geen waarde nie. Die waarde van die wet vind ons in Yeshua. Vers 5. Want Moses beskrywe die geregtigheid wat uit die wet is. Die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Maar die geregtigheid wat uit die geloof is, sê dit. Moenie in jou hart sê nie, wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Messia af te bring, of wie sal in die afgrond neerdal, naamlik om Messia uit die dode op te bring. Nou, hy gebruik hierdie onmoontlike voorbeeld, wie kan in die hemel opgaan, wie kan afsak tot in die doderyk. Hy sê, maak nie saak wat julle doen nie. Daar's geen werk wat jy kan doen, wat enigsins die geregtigheid kan bring nie. Die geregtigheid en die geloof, maak nie saak wat se grootste optredes jy het nie, dit beteken niks nie. Daar's een antwoord, vers 8. Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. Vers 9. As jy met jou mond Meester Yeshua bely en met jou hart glo dat Elohim hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons en met die mond bely ons tot geregtigheid en verskoon, met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding, tot aan die einde van vers 10. Jahwe ons geregtigheid is Yeshua geopenbaar, sodat elkeen van ons wat in ons harte glo tot geregtigheid en dit bely met ons monde tot redding, ons behoort aan Yeshua. Ons is bekleed met sy geregtigheid, vers 11. Want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. Sal nie teleurgesteld word nie, en dan besonderlik, met die dag ook van die oordeel, met dit wat voorlê, ek en jy kan met volle vrymoedigheid voor Jahwe verskyn. Geliefdes, en nou kom hy terug na die tema wat hy in hoofstuk 9 hanteer het. Terwille van julle kan sien in hoofstuk 9, ek gaan sommer hier in die Bybel, hierdie kant het ons nou moet ek eers my vingers reg kry, hierdie kant het ons die verwysing, die pragtige verwysing, hoofstuk 9 vers 24, van wie dit is wat mag inkom, dat dit nie net die Judeër is nie, maar ook die heidene, soos hy in Hosea sê, en dan net langsaan, gaan hy daarmee verder in die volgende hoofstuk, en hy verduidelik dieselfde tema, nou net as Judeër en Griek, in vers 11, want die skrif sê, elkeen wat in hom glo sal nie beskaam, staan in vers 12, want daar is geen onderskeid tussen Judeër en Griek nie, dieselfde meester tog is meester van almal, en is ryk oor almal wat hom aanroep. Onthou asseblief, hierdie selfde tema, want ons gaan nou by hoofstuk 11 ook nog kom, presies wat hy in hoofstuk 9 vers 24, 25, 26 gesê het, bevestig hy nou weer, hierdie heidene is die Grieke waarvan hy praat, die Helene is die woord, en dan gaan hy verder. So hy sê, hierdie samevoeging van die 2 en die 10 stamme is iets baie kosbaars. Vers 13, want elkeen wat die naam van Jahwe aanroep, sal gered word. Hoe kan hulle hom dan aanroep, in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo, van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor, sonder een wat preek? Julle, en dit is die pragtige fondasie wat Paulus dan nou lê, en hy sê, maar hoe kan hulle glo as daar niemand is nie, en hoor as niemand preek nie?
Want wat gaan Paulus vir hulle herinner? Vers 15. En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is. En nou haal hy hierdie pragtige profesie van Jesaja 52 aan van Yeshua, wanneer hy sê, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig, maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie, want Jesaja sê, Jahwe, wie het ons prediking geglo? Kan julle onthou wat Jahwe ook in Jesaja 6 gesê het? Bestryk hulle oë en hulle ore, dat hulle nie kan sien en nie verstaan nie. En die Judeërs eerstens word blind gemaak, sodat julle kan onthou, sodat die 10 stamme eers die evangelie kan ontvang. Vers 17. Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van Elohim. Maar ek sê, het hulle miskien nie gehoor nie? Ja, seker. Hulle het gehoor, oor die hele aarde het hulle stem uitgegaan, en tot by die eindes van die wêreld hulle woorde. Maar ek vra, het Israel die 2 stamme miskien nie verstaan nie? Ten eerste sê Moses, ek sal julle jaloers maak op die wat geen volk is nie, en ek sal julle toorn verwek teen 'n onverstandige volk. Wie is hierdie volk wat geen volk is nie? Hierdie volk wat 'n nie volk is nie, wat onverstandig is. Dis die 10 stamme, kan julle onthou, Jahwe wat vir hulle sê, julle is nie my volk nie, julle is Lo-Ami, julle is nie geliefde nie, julle is in dwaasheid, ek gee julle oor aan julle eie dwaasheid en die begeerlikhede van julle hart. En daarom gebruik Jahwe dan die 10 stamme, om die 2 stamme jaloers te maak. Vers 20, en Jesaja durf self sê, ek het my laat vind, deur die wat my nie gesoek het nie. Ek het verskyn aan die wat na my nie gevra het nie. Maar van Israel, die 2 stamme, sê hy, die hele dag het ek my hande uitgebrei na ongehoorsame en 'n teesprekende volk. Geliefdes, wanneer Jahwe na Israel, na die 2 stamme toe gaan, Yeshua se prediking, dan verwerp hulle dit in so 'n mate dat hulle Yeshua doodmaak. En ons kry hierdie tema reg deur die woord van Jahwe, hoe die 2 stamme, of besonderlik nou in die evangelies, hoe die 2 stamme Yeshua verwerp. Maar dan kry ons ook in Handelinge hierdie hele beeld van die 2 stamme wat hom verwerp en die 10 stamme wat hom aanneem. En julle kan onthou, dit was presies daai hele beeld wat ons gekry het in Jona. Nou, kom ons gaan gou net na Handelinge 13 toe. Handelinge 13. En hierdie is 'n voorbeeld daarvan. En ons lees daar in vanaf vers hoofstuk 13, Handelinge 13 vers 42. En toe die Judeërs uit die sinagoge gaan, want eers gaan die apostels daar na die sinagoge toe, daar waar die Judeërs is, en toe die Judeërs uit die sinagoge gaan, het die heidene versoek, dat daar die woorde op die volgende Sabbat tot hulle gespreek sou word. En toe die sinagoge uit was, het baie van die Judeërs en die godsdienstige Judeërgenote Paulus en Barnabas vervolg. So ons sien dan dat hierdie Judeër en godsdienstige Judeërgenote, wat doen hulle? Hulle verwerp die evangelie. Waarna toe gryp hulle? Die geregtigheid uit die wet. Wat wil hulle met Paulus doen? Hulle wil hom doodmaak. Maar wat sê die heidene, die 10 stamme? Die het hulle toegespreek en hulle probeer beweeg om in die genade van Jahwe te bly. En op die volgende Sabbat, vers 44, en op die volgende Sabbat het byna die hele stad saamgekom om die woord van Jahwe te hoor. Maar toe die Judeërs die skare sien, is hulle met nydigheid vervul en met lasterlike woorde weerspreek wat deur Paulus gesê is. Wat doen die Judeërs? 2 stamme?
Hulle weerspreek Paulus se woord. Dis nie waar nie. Hierdie Messia waarvan julle praat, is nie die Messia nie. Die geregtigheid is deur die wet. Vers 46. Maar Paulus en Barnabas het vryheid gespreek en gesê, dit was noodsaaklik dat die woord van Elohim aan julle eers verkondig moes word. Aangesien julle dit egter verwerp en julle self die ewige lewe nie waardig ag nie, kyk ons wend ons tot die heidene. Geliefdes, hierdie is 'n baie belangrike gebeurtenis. Wanneer die woord sê, ek het eers na die 2 stamme gekom, hulle verwerp dit, daarom gaan ons nou na die 10 stamme, vers 47. Want so het Jahwe aan ons bevel gegee, ek het u 'n lig van die nasies gemaak, sodat u tot redding sal wees tot aan die eindes van die aarde. En toe die heidene dit hoor, was hulle bly, en hulle het die woord van Jahwe geprys, en daaruit gelowig geword, almal wat verordineer was, tot die ewige lewe. En nou keer ons terug na Romeine 11 toe. So, hierdie gedagte is belangrik, dat die geregtigheid deur Yeshua kom na die 2 stamme toe. Wat doen die 2 stamme? Hulle verwerp dit, en daarom gaan Paulus en die apostels dan juis na die 10 stamme toe. En dit is presies wat dan nou vir ons in Romeine 11, ek gaan net vinnig dit hanteer, want ons het dit al hanteer, maar ek wil dit tog binne hierdie konteks net na verwys. Kom ons lees daarvan af vers 8 af, soos geskrywe is, Elohim het hulle gegee 'n gees van diepe slaap, oë om nie te sien nie en ore om nie te hoor nie, tot vandag toe. Wie is dit hierdie? Die 2 stamme. En Dawid sê, laat hulle tafel vir hulle wees 'n vangnet en 'n stryk en 'n struikelblok en 'n vergelding. Laat hulle oë duister word om nie te sien nie en buig hulle rug vir altyd krom. Jahwe het dit beskik. Hy sê dat hulle nie sal sien nie. Ek vra dan, het hulle miskien gestruikel om te val? Is dit permanent tot die einde van die 2 stamme? Nee, stellig nie. Maar deur hulle val het die saligheid tot die heidene gekom om hulle jaloers te maak. En as hulle val, die 2 stamme die rykdom van die wêreld, van die 10 stamme is, en hulle tekort die rykdom van die heidene, hoeveel te meer sal hulle volheid dit nie wees nie. En nou ken julle hierdie gedeelte al baie goed, maar terwille van 1 of 2, want aan julle heidene, 10 stamme sê ek, vir sover ek 'n apostel van die 10 stamme heidene is, verheerlik ek my bediening, as ek tog maar my eie volk 2 stamme jaloers kan maak, en sommige uit hulle kan red, want as hulle verwerping 2 stamme, die versoening van die wêreld 10 stamme is, wat sal hulle aanneming anders wees as lewe uit die dode? En as die eersteling 2 stamme heilig is, dan ook die deeg. En as die wortel heilig is, dan ook die takke. En as sommige van die takke 2 stamme afgebreek is, en jy wat 'n wille olyfboom 10 stamme was, onder hulle ingeënt is, en deel gekry het aan die wortel en die vettigheid van die olyfboom, moet dan nie teen die takke 2 stamme roem nie. As jy roem, dis nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel wat vir jou dra. Jy sal dan sê die takke 2 stamme is afgebreek, sodat ek 10 stamme ingeënt kan word. Goed, deur ongeloof is hulle afgebreek, maar jy staan deur die geloof. Moenie hoogmoedig wees nie, maar vrees. Want as Jahwe die natuurlike takke 2 stamme nie gespaar het nie, sal hy miskien jou ook nie spaar nie, 10 stamme. Let dan op die goedertierendheid en die gestrengheid van Elohim. Gestrengheid oor die wat geval het, 2 stamme, maar goedertierendheid oor jou 10 stamme, as jy in die goedertierendheid bly, anders sal jy 10 stamme ook afgekap word. Maar ook hulle 2 stamme sal, as hulle nie in die ongeloof bly nie, ingeënt word, want Elohim is magtig om hulle 2 stamme weer in te en. Want as jy afgekap is, en die olyfboom wat van nature wild was, 10 stamme, en teen die natuur op die makolyfboom ingeënt kan word, hoeveel te meer kan hulle 2 stamme dan wat van nature is, op hulle eie olyfboom ingeënt word. Want ek wil nie hê, broeders,
dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eie wys mag wees nie, dat die verharding ten dele oor Israel 2 stamme gekom het, totdat die volheid van die heidene 10 stamme ingekom het, en soos ons nou die oggend ook gelees het, en so sal die hele Israel gered word. Soos geskryf is, die verlosser sal uit Sion kom, en sal die goddelooshede van Jakob afwend. En dit is van my kant die verbond met hulle, as ek hulle sondes wegneem. Geliefdes, dis so mooi. Nou, wat ons vanaand net bietjie doen, is net om die woord te hanteer. Net om rustig deur daai tekste te gaan en dit dan te bevestig. Hierdie wondergenade, Jahwe ons geregtigheid, Jahwe wat vir ons gesterf het, Jahwe wat baie duidelik sê, moenie 'n ander geregtigheid gaan soek nie, gaan soek een geregtigheid, naamlik Yeshua, een lewe, en dis eers die 2 stamme wat nie hoor nie, wat Yeshua verwerp, wat hom laat doodmaak, sodat die 10 stamme kan inkom, maar as die 10 stamme ingekom het, dan word die 2 stamme jaloers. Dis hoekom hy gesê het, ek het julle jaloers gemaak, deur 'n volk wat deur 'n nie volk nie, in Romeine 10 vers 19, maar ek vra, het Israel dit miskien nie verstaan nie? Ten eerste sê Moses, ek sal julle jaloers maak op die wat geen volk is nie. Die 10 stamme het geword, Lo-Ami, nie my volk nie. Maar Jahwe maak die 2 stamme jaloers op die 10 stamme, wanneer die 10 stamme inkom, sodat hulle dan self ook glo, en so word die hele Israel gered. En op watter beginsel? Op watter beginsel kan hulle almal inkom, ontvang hulle erfnalatenskap, kan hulle deel aan die vettigheid van die verbond, deur die sterfte en die opstanding van Yeshua, Jahwe ons geregtigheid. En geliefdes, dis die groot genade, dat ek en jy en elkeen van ons se geregtigheid in ons lewe is absoluut in Vader Jahwe. En daarom wil ek graag vanaand beklemtoon die ontsaglike belangrikheid dat ek en jy aan Yeshua vashou. Die 2 stamme en die 10 stamme het alleenlik een hoop, het alleenlik een redding, het alleenlik een beginsel waaroor ons bestaan gaan, naamlik Jahwe ons geregtigheid in Yeshua. En daarom is dit belangrik dat my en jou lewe, ons het dit vanmôre ook gehoor, dat ons nie weggehou word van Vader Jahwe nie, maar dat jou en my fokus, ons optrede, ons deurlopende gedagtes moet wees, ons lewe in Yeshua. Ons lewe besig met Yeshua, en daarom moet ek en jy al elke woord en elke gedagte altyd toets. En ek wil dit weer sê, elke woord en elke gedagte moet ek en jy toets. Niemand van ons is perfek nie. En daarom wys ons nie vinger vir mekaar nie. Maar elkeen van ons gaan buig in ons geloof, want geloof beteken ek lê my eie lewe af en ek volg Yeshua. Daarom ware geloof in Yeshua vereis 'n gehoorsaamheid in jou en my lewe. Nie gehoorsaamheid tot 'n vleeslike geregtigheid in die wet nie, maar die vrug van ons geloof in Yeshua is ons gehoorsaamheid aan sy voorbeeld. En daarom ook vir hierdie week wat voorlê, geliefdes. Laat ek en jy regtig, en ek wil terwille van die kinders wil ek ook dit sê, en al die kinders sit gou mooi regop en luister gou mooi nou. Dis belangrik dat ons sal weet dat Yeshua is die volheid van ons bestaan. En wanneer ek 'n aftydjie het, kom ek sing 'n loflied tot eer van Jahwe. Kom ek bedink hom, kom ek wees besig met hom. Kom ek toets alles aan hom. Want hy is die een wat met sy lewe betaal het, sodat ek en jy die ewige lewe in hom kan ontvang. En daarom, geliefdes, vir elkeen van ons vir hierdie week wat voorlê, wanneer ons dan kom by die klimaks, dan kom ons, nadat hy dit alles verduidelik het, en ek wil begin saamvat, kom hy by hierdie klimaks in hoofstuk 33 van Romeine 11. Romeine 11 vers 33, nadat hy hierdie rykdom gesien het, dan is hier sy woorde, hoofstuk Romeine 11 vers 33, o diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van Elohim, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik is sy weë,
Want wie het die gedagte van Jahwe geken? Of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee, dat het hom vergeld moes word? Want uit hom, en deur hom, en tot hom, is alle dinge. Uit hom, en deur hom, en tot hom, is alle dinge. Syne is die heerlikheid, tot in ewigheid. En dan die klimaks. Nou ons, alles het gehandel oor Jahwe se werke, sy geregtigheid, sy handeling met ons, sy inbring van die 10 stamme, sy saambring van die 2 en die 10 stamme weer by mekaar, alles. Wat is jou en my opdrag? Hoofstuk 12 vers 1. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van Elohim, dat julle liggame stel as 'n lewendige, heilige, aan Elohim welgevallige offer, dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige en die volmaakte wil van Elohim is. Ons werk, ek vat saam, as ek en jy hierdie genade ervaar, hierdie dankbaarheid, dat ons geregtigheid vind in Yeshua. Vir 'n oomblik wil ek stil staan. Dink terug in jou lewe. Hoe skuldig staan jy nie voor Vader Jahwe nie? As jy terugdink, net een sonde verdien die dood. Hoeveel keer in jou lewe was jy al ongeduldig? Hoeveel keer in jou lewe was jy al sonder rede kwaad vir iemand? Hoeveel keer het jy vuil taal gebruik? Hoeveel keer het jy geskinder van iemand? Vat my jou kinderdae, hoeveel keer het jy kwaad gepraat van maats, van iemand anders, van die juffrouens? Hoeveel keer wou jy nie vergewe nie? Dalk het jy verbitterd geraak, veroordelend geraak, sleg gesê, in jou eie gedagtes was jy lelik met iemand, het jy gedink as ek dit en dit aan hulle kan doen. Hoeveel keer was dit nie die realiteit in jou en my lewe nie? Net een so gedagte maak dat ons nie in die teenwoordigheid van Jahwe kan kom nie. En tog is Jahwe se genade om dit alles in Yeshua weg te vee. Sodat ek en jy waarlik dit kan bely, dit kan glo, en uit dankbaarheid ons lewens, ons liggame as 'n heilige, aan Elohim welgevallige offer kan bied, om te sê, Vader Jahwe, ons wil U loof, ons wil U prys, ons wil U dien met die tyd, met alles wat ons het. En dan daarmee saam, want dis die kern, dis ons redelike godsdienst, in die Griek sê, dis die kern van ons geloof. En dan om deur die verandering van ons gemoed, die vernuwing van ons gemoed, weg van die ou lewe, weg van die sonde, weg van dit, in geloof, die vernuwing elke dag, en ek wil dit vir elkeen van ons sê, geliefdes, ek en jy moet elke dag vernuwe. Ek en jy moet elke dag opnuut stry, elke dag opnuut sê, ek moet stadiger wees om kwaad te word, stadiger wees om te veroordeel, stadiger wees om sleg te sê, stadiger wees met dit, stadiger wees met dat. Wat dit ook al is, elkeen van ons weet, en moenie nou kyk na enigiemand anders nie. Kyk na jouself. Ek moet beproef wat die goeie en die welgevallige en die volmaakte wil van Jahwe is. En dis die krag van sy geregtigheid wat in my werk. Dat, omdat ek in hom onberispelik voor Jahwe staan, kan ek elke dag ywer om Jahwe in volle gehoorsaamheid te dien. En geliefdes, laat ons regtig ook daarmee getrou wees. Ek gaan vra dat, terwyl jy net so sit, kom ons buig ons hoofde. Ons Vader, in kleinheid en nederigheid,
kan ons net kom sê dankie vir u geregtigheid, vir u verlossing, vir u goedheid, vir u getrouheid. In ons kleinheid en ons afhanklikheid kan ons net vra, Vader Jahwe, help ons om waarlik elke dag verander te word na die beeld en die gelykenis van Yeshua, sodat hy meer word en ons minder. Dankie dat ons dit kan vra in Yeshua se naam alleen. Amen. En nou geliefdes, aan die einde, terwyl ons nou net so sit, wil ek graag vir julle vra of julle kan onthou vanmôre, dit wat nou die verkeerde vrees waaroor Dominee Waldo vanmôre gepraat het, spesiaal die kinders vra om nou die ore te spits, en ek gaan vir julle vra wat daai 4 dinge was, want dis alles dinge wat maak dat ons verwyderd van die geregtigheid van Yeshua is. Weg van Yeshua, besig met onsself. Nou kan julle onthou, wat is die eerste ene? Dis nou daai deel waar ma en pa vir die kinders kan vra, wat was die heel eerste een? Die heel eerste ene was Adam en Eva wat weggevlug het vir Jahwe. Weens hulle vrees vir Jahwe, weens die bewustheid van hulle sonde, in plaas dat hulle na Jahwe toe vlug, weens Jahwe se geregtigheid vir ons in Yeshua, vlug hulle weg van Yeshua af. Vlug hulle weg van Vader Jahwe af. As ek en jy sonde doen, dan doen ons ook dieselfde. Ons gaan kruip weg. Ons gaan staan aan een kant. Dit mag nie gebeur nie. Waartoe moet ons hardloop wanneer ons gesondig het? Na Yeshua toe, want hy is ons versoening. As ek kwaad geword het, as ek irriteerd was, as ek gesondig het, as ek gestruikel het, selfs al het ek 'n gruwelike sonde gedoen, waartoe moet ek gaan? Na Yeshua toe. Goed. Die tweede punt is, dis so maklik vir ons om deur die soos Israel van ouds daar in die woestyn, wanneer hulle na die omstandighede kyk, wanneer hulle sê, maar dis onmoontlik vir ons om te volhard op die weg van Vader Jahwe, kom ons gryp terug na die ou sonde toe, na die slawerny toe. Is makliker julle, kom ons gaan terug Egipte toe, daar was dit makliker. Het gebeur partykeer in ons geestelike lewens so. Dis nie altyd maklik om sonde en dinge te weerstaan nie. Is dit makliker om na daai ou sonde, daai ou gewoonte, daai ou skinder, daai ou sleg sê, daai ou drink, daai ou, wat dit ook al mag wees, gryp terug daarna. Dis nie altyd so maklik om sonde te oorwin nie. Dis makliker vir Israel gewees, kom ons gaan terug Egipte toe. Dit gebeur ook weens 'n verkeerde vrees. So dit mag ook nie by ons wees nie. Ons moet bly volhard. En wanneer dit gebeur het in my lewe, soms teruggegryp het, dan gaan buig ek voor Jahwe en sê, Vader, wees my genadig. Want onthou, waartoe gaan ek nadat ek dit gedoen het? Direk terug na die troon van genade toe. Daarom sal julle altyd sien, altyd die pad lei terug. Daarom is die groot pad wat daar gevestig word, is die pad na Yeshua toe. Goed, die derde punt. Die derde punt was daardie man wat die pond weggesteek het. Vrees vir Jahwe bring partykeer passiwiteit. Ek is so bang om, en onthou dis alles valse vrese. Ek is so bang om iets verkeerd te doen. Ek is so bang om dit, ek gaan doen eerder net niks nie. Ek gaan begrawe eerder net my talent. Ek gaan sit eerder net een kant. Ek doen eerder niks nie. Daai voorbeeld uit Lukas 19 uit. En dan die vierde ene wat so bietjie aansluit by dit wat ons vanaand ook gedoen het, is om jou eie geregtigheid na te jaag, geregtigheid uit jou werke uit. Dis baie keer, Dominee Waldo het so mooi gesê, wanneer ek nou vandag 'n goeie dag gehad het, ek het nie gesondig nie, dit het nie vir my so gevoel nie, en ek het Jahwe gedien, ek was gehoorsaam en alles, so ek kan vanaand vir Jahwe iets vra, want ek was goed gewees vandag. Is dit hoe dit werk? Nee. Ek en jy het alleenlik vrymoedigheid in Yeshua, nie op grond van ons eie werke nie. En, daar wanneer ek gesondig het, kan ek nog steeds vir Jahwe iets gaan vra, nadat ek vergifnis gevra het vir my sonde. So moet nooit dink, ek kan met Jahwe onderhandel, nou gaan dit met my goed, ek is sonder sonde, nou kan ek so 'n bietjie met Jahwe arm druk vir iets wat ek wil hê. Dit werk nie so nie. En onthou, baie van ons dink so. Wanneer ek 'n goeie dag of 'n goeie week gehad het, ek voel ek het nie gesondig nie, ek voel ek is so bietjie vrede in my hart, nou wil ek vir Jahwe iets vra. Ek kan altyd, maar dit is nie gebaseer op my goeie werke nie. My en jou lewe is gebaseer op die geregtigheid van Yeshua. Daarom is ons fokus altyd die geregtigheid van Yeshua en nooit 'n eie willige
godsdiens nie. Wanneer ek eers beginne losgemaak van Yeshua, reëls en regulasies doen, moets en moenies, wanneer ek met al daai dinge besig is en ek gee Yeshua prys. Die oomblik wanneer ek enigiets interpreteer sonder deur Yeshua, dan moet ek weet, dis verkeerd. Geliefdes, onthou dit, bevestig dit so bietjie, laat die kinders ook daardie punte onthou, en elkeen van ons ook vir die week wat voorlê. Geliefdes, baie seën, baie sterkte vir die week wat voorlê, as dit Vader se wil is, in ons lewe, dan gaan ons volgende week verder, liefde en groete vir almal, kom ons staan, dan sluit ons af met ons laaste slotlied.